My prokureur is dan nie so beïndruk daarmee dat ek nou nie so gaan, maar ek meen dis vir my nie, jy weet, ek het dit al voorheen gedoen en miskien jy weet, ek het nie 'n probleem om die hele prentjie te skets en nie goed nie, want mense het sekerlik vra en jy weet, hoe die hel kan jy sê? Okay, die vraag is, kom ons begin daarmee. Hoe die hel het jy gekom waar jy vandag sit? Kyk, Isak, onthou nou, ek weet nie of jy die lang storie wil kry of jy nou 'n korter storie wil kry nie. Onthou, as prokureurs werk ons maar baie met relevantie en goed. Maar ek meen, ek weet uiteraard, Louis het nou 'n klomp, kan ek sê, publikasies gemaak oor hoe ek en hy ontmoet het en so aan, en ek dink, dit is waar, dat ek het vir Louis ontmoet toe ek nou vir sy ex-vrou teen hom opgetree het in 'n egskeiding. Maar ons praat van seker, dit was al 2007, 2008, dink ek, daar rond gewees. Maar uiteraard, toe was hy my opponent. Ja, ek dink, ek sou sê, dit is waar ons ontmoet het. Maar ek dink dit wat nou aangaan, het waarskynlik eers, want ek het nie vir Louis het by tye mense na my verwys, vir egskeidings en so aan, en jy weet, sedert ek nou teen hom opgetree het, in sy tweede egskeiding, dink ek, was dit gewees. Maar ek kan nou nie name noem nie, want dit is geprivilegeerd, jy weet, ja. So, in elk geval, dit is die kontak, en ek dink hierdie ronde het ek betrokke geraak met daar was die eerste geleentheid, dit was toe Louis en Ronel nog saam was, en op 'n stadium het Capitec geld gevries, en hulle het my kom sien om hulle te help om die geld te ontvries. En dit was as ek reg onthou, Desember 2019. Is 2018 of 19? Ek dink is 2019. Met die tyd wat so vlieg, kan ek dalk nie altyd so akkuraat wees, want ek het nou nie 'n pak dokumente soos 'n stergetuie nie, maar ek probeer net op my geheue gaan. In elk geval, ons het toe 'n dringende aansoek gebring in Kaapstad, en die hof het beveel dat die geld wat gevries was deur Capitec moes toe nou ontvries word. So, daar het ek as prokureur betrokke geraak weer, en daarop volgend het ek betrokke geraak, dit was in Maart 20, ek dink is 2021. So ek dink hierdie aansoek teen Capitec was Desember 2020. Maar hoe dit ook al sê, toe die geld moes nou weer gevries deur die NPA. Eers FIK en daarna die NPA. Nou, miskien wat nie almal weet nie is, ek was nooit in diens van Louis nie. Louis was altyd net een van my kliënte. Ek het 'n klomp, uiteraard my praktyk het steeds aangehou hardloop. Ek het by Louis 'n retainer gekry uiteindelik van R100,000 'n maand om 'n klomp hofsaake te doen vir hom. Maar dit het nou weier uitgekring, dit was nou nie net hofsaake vir hom nie. Dit was nou president Zuma het bygekom, Eureka het bygekom, eintlik maar almal wat hy wou help. En baie interdikte. Ja, heel wat interdikte uiteraard, daar was baie sulke tipe werk. Onthou, ek doen siviele litigasie, dit is my bedryf, ek doen ook baie egskeidings uiteraard en goed, maar ek doen nie regtig kriminele werk nie, dis nie my, ek het lang terug besluit om dit nie te doen nie, maar mens doen dit maar hier en daar vir vriende en familie wat nou af en toe seker nou maar in kleiner sake betrokke raak. So, Isak, ek weet nie, die drama rondom die pakkies het ontstaan toe
ek die saak moes hanteer het van die NPA wat die 100 miljoen gevries het. Okay. Ons het daar in 2021 het ons het 'n senior advokaat gekonsulteer en ons het die hofstukke opgetrek. Ons het daar 'n deeglike konsultasie gehad. En as ek nou praat van ons, bedoel ek en die advokaat. Ek meen ons senior en 'n junior betrokke en ek ook. En ons het die besigheidsmodel daar in die hofstukke het ons voor die hof geplaas. En ek meen mense kan dit lees. Dit is nou uiteraard duisende bladsye en goed. Maar hoe dit ook al sê, daardie saak het toe nou kyk, dit was 'n ex parte bevel wat toegestaan was en met 'n keerdatum en dit is die ene waar die regter toe 13 maande later uitspraak gegee het en toe die geld ontvries het. Met ander woorde hy teen die NPA bevind. Nou Isak, jy moet vir my sê want ek kan nou soos 'n prokureur hardloop, want dis nou die een saak op die ander. Ek wil eers gou daar stop. En net bietjie 'n tree wat terugvat na nog voor 2021 toe meer na 2017 toe ek 2018 toe ek die eerste keer met Louis te doen gehad het. Daai ooreenkomste wat toe opgestel, daai JV partnerships wat toe al probleme begin gee vir party mense en ek wil vra of ons kan of jy betrokke was daarbij en ja, ek was nie daar in die begin. Ek meen ek het nou gelees in die hofstukke en die goed hoe lank terug die ding begin het. Ek weet van die kontrak is opgestel deur 'n advokaat in Potch. Wat Louis my gesê het, maar ek wil nou nie name noem nie. Ek het bewus geraak van die manier van die besigheid in 20 met die vries van die geld. Okay. So en daar het ons die kontrakte gesien. Onthou nou wat ons gedoen het in die hofstukke en dit staan daar. Dis nie ons het 4 gevalle gevat met die kontrakte by, met die goed wat gekoop is, met die mooi vir die hof uiteengesit. Dis die besigheidsmodel. Ons het ook in die hofstukke gesê, as daar iets fout is met die besigheidsmodel, dan moet die hof uiteraard dit sê, verstaan jy? Maar ek bedoel, daai het ons verpak, en dis waar ek gesien het hoe die model werk. Want ek meen, daar was deeglike konsultasie daaroor, en ook in intros, weet ek meen, jy weet, dis ervare mense, ek meen, ons is nie, jy weet, Was jy van die begin af oortuig dat dit 'n above board besigheid is wat Louis bedryf? Kyk, as jy my opinie vra, kyk, ek dink op onthou nou dit gaan oor die model, maar dit gaan ook oor, onthou nou met getuies kry wat verklaringe moet maak in die hofsaak, moes ek mense bel. Mense wat by wie die diamante gekoop is, verstaan jy? Hulle name goed is vervat in die hofstukke, want jy moes nou verifieer en hulle moet bevestig. So op die besigheidsmodel van die finansiering van die aankoop en verkoop van diamante. Onthou die woord finansiering. Okay. Want dit was nou seker, ek weet nie, vir my in 'n geval 'n nuwe besigheidskonsep of 'n model van besigheid doen. Ek kan vir jou sê van 'n diamant weet ek amper niks nie. Verstaan? Ek meen jy kan nou as jy diamante hier voor my sit, ek praat van ongepoleerde diamante, gaan ek nie vir jou kan sê wat een is 'n diamant en wat een is 'n rivierklip nie. Ek praat van deurs, ek weet nou die ding is half so gekrap deurskynend soos ek nou verstaan. Maar hoe dit ook al sê, en onthou dis ook nie 'n kliënt se besigheid is die kliënt se besigheid. Verstaan jy? Ek bedoel ek het nie intrinsieke kennis van wat elke ou aanval nie. Vir my gaan dit oor okay, daar's die kontrak. Dis verstaan, ons het dit so hanteer. Dis hoekom ek verstaan die besigheidsmodel, maar ek kry dit uit die hofsaak uit. Onthou die finansiële goed, hy het mense gehad soos Dr. Corrie Kloete
wat sy rekenmeester was en op 'n stadium met sy skoonseun ook daar gewerk wat 'n CA is. Louis se skoonseun en so. Maar vir my het ek hofsaake hanteer soos en wanneer hulle gebeur het. En ek sê eerste een wat vir jou gaan sê, my eie kliënt het baie van my hofsaake gesaboteer. Right. Ek meen, maar ons kan later daaroor praat. Nee, eintlik jy sê ons moet by daai goeders uitkom, wat ek gesels maar vinnig met jou oor die besigheidsmodel en so, maar ek dink dit gaan vrugteloos vir ons wees om dit in hierdie gesprek te probeer uiteensit. Dit gaan in die hofsaake uitkom en dan gaan waarskynlik te veel goed wees wat inkriminerend van aard kan wees. Okay. Ek dink vir 'n gesprek soos hierdie sou meer wou hoor van die persoonlike aard van julle verhouding. Wel, kom ek sê so, ek meen dit was ek weet baie mense vra vir my hoe die hel bly jy so lank in die game, verstaan, met so 'n kliënt, né? En ek praat van vandag is die robot groen, môre is Afrika rooi, right. Nou ek dink kyk, jy sal bietjie na my eie siege moet ingaan. Jy sal die manier hoe ek groot geword het en goed verstaan jy is ek kan Het jy 'n goeie verhouding met Louis gehad? Jy kan nie met Louis 'n goeie verhouding hê nie. Dis my antwoord. Anderswoorde wat ek vir jou wil sê is Louis het twee dele, okay? 'n nice guy en 'n bad guy. En ek het dit reguit so, ons het dit reguit so bespreek. Dis nie 'n geheim nie. Right, dis hoekom ek dit kan sê, verstaan jy? Onthou nou, ek praat nou oor 'n eertydse kliënt van my, right? Maar wat ek wil sê is, hy sê, dis hoekom hy sê, maar hy is 'n tweeling, sterreteken. Want as jy die dag die bad guy vang, né, dan kry jy nou sulke video's oor wat jy nou op YouTube hoor hoe hy skel op my en allerhande stront, verstaan jy? En dan die good guy sal die volgende dag vreeslik jammer sê en net sê asseblief Walter dit en ek het baie keer al ek het gestop en gesê is nou klaar. Verstaan jy? Ja. En dan kry ek die volgende dag 'n oproep van Daisy af asseblief Walter nee, hy kan nou nie so nee, jy weet. Is hy emosioneel? Emosioneel, ja. Kyk en ek is nie 'n ou wat weghardloop. Ek wil 'n ding deursien. Ja. Verstaan jy? As 'n ou vir 'n fight, gee vir Louis hierdie punte, né? Dat vir my op 'n manier onthou ek is ook op straat soos almal. Verstaan? Ek loop ook rond en is gefrustreerd met wat ons elke dag beleef. En dan dink ek by myself, hoe die hel het ons hier geëindig? Verstaan? En wat is daar hoop? Is daar 'n oplossing, né? Nou as jy vir my sê, ek kry 'n oproep en sê, Walter, ons vlieg vanmiddag in Kandla toe, né? En dit is letterlik hoe dit gebeur het, né? Gaan ek nie nee sê nie. Want ek wil weet what the hell happened. Verstaan jy? Ek meen dis net jou raak gatvol. Jy raak die punt waar jy nou sê, nou gaan ek dit doen, né? Maar ekskuus, ek dwaal nou so 'n bietjie af. So wat Louis gedoen het is ek dink in 'n mate was hy op pad reg of verkeerd hoe dit geskep is. Right, kom ons sit dit net eers een kant, verstaan jy? Maar persoonlik dink ek hy kyk die MK party wat nou tot stand gebring is, het indirek gelei tot die regering van wat so die GNU, wat noem hulle dit? Ja, verstaan jy? So dit bring verandering. Right. En Louis het 'n hand gespeel daarin, né? In die MK en met president Zuma om hom te kry om terug te kom politiek toe. Okay. Maar my gedagte was gewees om sien dit nou net so, né? Jy het die een president in daai hoek en jy die ander president in daai hoek en sê luister, stop julle nonsens.
Bring die geld terug, wat daar is, wat jy kan vind, en fix die land, verstaan jy? Ek bedoel, dis miskien baie naïef, om so daarna te kyk, maar ek het gehoop vir dit, maar nou, die probleem is, en ek kan dit seker nou maar sê, ek weet nou nie, die ene sê, luister, ek is jou senior, jy kom na my toe, en die ander sê, ek gaan nie, weet, dit gebeur net nie, verstaan jy, maar dit het ek nou eers later besef, maar om terug te kom na Louis toe is ek dink die grootste probleem was struktuur. Dat hy het nie struktuur nie. Met ander woorde, jy skep 'n ding, maar dan, want ek meen, ons het in die begin, toe die maatskappy nou begin groter raak, en as ek nou praat van ons, ek kan sê, my advies was, luister, Louis, hierdie ding raak 'n corporate, né? Kry 'n ouditeur en doen 'n hele struktuurbeplanning van die verskillende maatskappye en die goed, en hoe wil jy besigheid doen, né? En dit is gedoen, né? Daar is 'n CA wat die hele goed so baie beplan het. Nou goed, daai goed is uiteindelik net so in die water gegooi. Want jy kan adviseer, maar as 'n kliënt nie luister nie, dan wat kan jy maak? Verstaan jy? Maar jy was baie nou met wie betrokke, meer as dit enige ander prokureur sou wees. Kyk, kan ek vir jou so sê, nee, dit is waar ek gesien het, die fout om op 'n retainer te wees. Beteken jy's freaking altyd op standby, né? En uiteraard nou lyk dit so, want daar's nou 'n klomp video's waar ek en hy saam is, en ek is daar by die troue seremoniemeester, mede-seremoniemeester, en ek is hier en ek is daar. Video's, né? Maar dit is oor 'n redelike tydperk. Maar wat sal gebeur is, die videogoeders is heeltemal onbeplan, want ek sal gebel word en gesê word, luister, ons het 'n kontrak met iemand wat ons wil bespreek, ons wil kyk of ons dit kan doen, jy moet gou hierna toe kom, right. En dan hardloop ek so toe, en dan is daar skielik meer mense by die tafel, né? En next thing, kamera uit, okay, ons gaan nou live, right? En daar sit ek, selfs met jou, jy sal onthou hoeveel keer jy gebel is, nou ek weet nie of daai goed beplan was, of jy geweet het hy gaan bel of wat nie, ek weet nie, verstaan jy? Ek weet mense spot en wat sê, ek sit daar in die agtergrond en slaap of wat ook al, maar onthou, as jy nou daar is, wat moet jy nou doen? Verstaan jy? Moet ek nou opstaan? Moet ek nou wat doen? Verstaan jy? My werk was om verslag te doen op die hofsaake en die stand van die hofsaake, right? Dis wat hy vir my gesê het. So, en hy het aangedring daarop, jy moet hierdie goed bywoon, en as jy... Ja, maar jy weet nie, dit is 'n live. Dink jy nou, ek geniet die goed? Kyk, dus, kan ek net sê, jy het vroeër gesê van al die leers wat hier sit. Ek het nie, dis nie dat ek nie werk het nie, verstaan jy? Ek het werk om te doen, en hofsaake en goeders hardloop so. Maar ek wil hom nou nie daaroor gaan, ek's 'n groot mens, verstaan jy? Ja, en jy kan maar met baie van die advokate praat en goed, hulle sê ek myself heeltemal geundercut. As ek moet gaan kyk, die rondgeskarrel en die, maar ek meen, so, ek dink daar was ook die ding van paranoia aan sy kant, hy het niemand vertrou nie. Want onthou nou met 'n groot... Vertel my meer van daai paranoia 'n bietjie. Hoe het jy dit ervaar? Kyk, is baie frustrerend, né? Onthou nou, ek het opgeëindig as direkteur van 3 van die verdomde maatskappye, right? Die myne van alle dinge, né? Ek weet nie eers hoe lyk 'n freaking diamant nie, right? Ek bedoel, ek weet nie hoe lyk, ek gaan hom nie kan uithaal daar nie, né? Ek gaan nou vir jou sê hoe dit gebeur het. En dan is daar die een wat ek dink wat die karre besit het, en dan is daar nog een wat die gebou besit het, né? En die eenvoudige rede is, dit was, ek moes shelf companies kry, met ander woorde, rakmaatskappye kry, en byvoorbeeld die mynkontrak moes geteken word, en goed, want daai ouens, dis vensterperiodes, verstaan jy? Maar, wat ek net sê is, en toe moes Johan dan direkteur word, saam met Louis, en toe kry hulle 2 stry, en
daar sit ek, right, nog steeds op, ek het vir gesê, kry iemand, ek sit hier, ek hardloop 'n praktyk, right, en kan ek net sê, dis nie my nie, ek weet mense, hoe dit ook al sê, maar, hy vertrou net niemand nie, maar kyk, wat ook gebeur het is, ek dink, elemente met wie hy die mekaar geraak het. Want ek het goed gesien dat hulle sê, maar hy kan my nie vertrou nie, ek is eintlik besig om alles oor te neem by hom, en sulke stront, verstaan jy? Sal hy nou glo? En dan byt hulle hom aan daai kant, en dan kom hy weer terug. Sorry, ek was verkeerd. Verstaan jy? Dit is nie, ja, en ook die ding van die regters, en jy weet, die inmenging met die hofsaake en die goed. Ek meen, hy het 2 keer, wat ons, die een is toe ek besig is om voor die AIC die ding te argumenteer, in Bloemfontein, skielik gaan die skerm aan, en daar gat hy te kere, teenoor die regters. Die regters vir my sê, Walter, is that your client? Constrain your client, right? Okay, maar dis nie jy weet, ek is soos nee. En ek weet nie, ek kan nog nooit daai ding uitfigure of dit doelbewuste sabotasie is. Jy weet, jy kry destruktiewe persoonlikhede, verstaan jy? Ek kan nie, jy weet, ek is nie 'n sielkundige nie, verstaan jy, maar ek kon dit net nooit verstaan nie. Jy weet, onthou nou, ek het altyd vir myself gesê, Walter, onthou nou, jy weet net sekere goed. Daar's ander goed waarmee hy besig is, wat moontlik 'n rede is vir sekere goed wat hy doen. Verstaan jy? Dat ek nie, want ek meen, as jy nou in enige saak, jy moet die hele prentjie hê om nou korrekte advies te gee. So, maar so, ja. Is daar dat jy getwyfel het oor die legitimiteit van jou kliënt se optrede, se handel en wandel, dat jy vir jouself so iets moet sê? Kyk, praat jy nou van die Ponzi, of dit nou 'n Ponzi is of nie, nee, of praat jy van waarmee hy besig was, of... Dit waarvan hy aangekla word, Kyk, kom ons noem dit die sogenaamde rampokkery, nou onthou, ek het mense ontmoet, in konsultasies en goed, met wie hy kontrakte wou gehad het en goed, verstaan jy? Maar, onthou, ek beweeg nie in die onderwêreld nie, verstaan jy? Ek bedoel, ek weet nie of meneer X wat nou hier sit, nou van die onderwêreld is of nie.